Goeiedag. In hierdie video gaan ek 'n bietjie kyk wat 'n ouer en 'n kind en 'n onderwyser kan verwag van mekaar in 'n skool waar dit redelik goed gaan met wiskunde. Ek het een van die top skole in die land gevat en dit wat hulle uitgegee het in die eerste 2 dae aan hulle kinders in graad 12, 2 van die bladsye gevat en hier vir ons opgesit. Hierdie kan altyd aangepas word, maar ek hou van die minimum riglyne wat ek gou gaan deurpraat. Die 2 produkte wat ek hierna gaan kyk, is eerstens, daar's 'n papier wat vir jou sê hoe daar gewerk gaan word, die werkwyse by daai skool. En hier is die datums wat gekoppel word aan elke onderwerp. In daardie graad, in wiskunde. In Suid-Afrika het ons 'n riglyn, die KBV dokument, en daarin word vir jou basiese riglyne gegee wat in elke graad plus minus op watse tyd gedoen kan word. Dit kan effens aangepas word, maar sal goed wees om daarby te bly, dat dit nie 'n mens provinsiaal geassesseer word met jou kinders op die regte plek. Hierdie skool het byvoorbeeld 2 van die modules hier oorgeskuif onder in die graad 11 skema en toe in die graad 11 skema het almal geweet, hulle gaan dit doen, en het kortliks daar behandel, en toe weer teruggebring as hersiening in die begin van hierdie jaar. Nie belangrik wat ek nou sê nie. Nou vir die deel wat ek mal is oor. Die skool is bereid om homself uit te sit en hy sê, die werkwyse van hierdie graad 12 in 2017, ons behandel 9 modules, ons gaan deur 9 goed werk. Module 1 en 2 is reeds in November 2016 alles afgehandel voor die matrieksekseksamen geskryf het. Dit help dat dit nie 'n onderwyser afwesig was of 'n kind nie by die skool was nie, wie se kan hy omdraai en sê, maar ek verstaan nie wat hier gebeur het nie, of ek was nie by die skool nie, of die onderwyser was nie hier nie, en dan kan almal verantwoordelikheid aanvaar. Die skool het dan gegaan en dan gesê ons doen hier werkkaart 1 van statistieke, 2 waarskynlikheid, en dan is daar 'n toets wat geskryf word oor hierdie 2 goeders. Indien ek dan hard gewerk het en my statistiek verstaan, gaan ek na hierdie datum, plus minus die 18de Januarie 2017, my eerste 10% het van my jaarpunt in wiskunde. Die skool sê vir my, ek weet hoe belangrik dit is, en ek kan dit dadelik onder beheer kry, of as ek dit nie het nie, kan ek dit werk daaraan. Net so, by plus minus 25 Januarie, gaan ek 'n portefeulje stuk, of 'n toets, of enigiets doen, en dan gaan ek hierdie waarskynlikheid afhandel, en ek het my volgende 10% van my jaarpunt vir myself verdien. As ek swak doen daar, dan kan ek ons gaan sien, ek moet iets omtrent doen, dat jy einde van die jaar verstaan wat hier aangaan. Van hier af verskil skole nou. Hierdie skool sê, ons werk in die klas net aan aantekeninge, so hulle gaan van die kinders aantekeninge gee. Uitgedeel aan die begin van elke module, dit word opgestel uit verskillende handboeke en ou vraestelle. Jou handboek is vir selfstudie by die huis, jy hoef dit nie skool toe te bring nie. Party skole gebruik dan hulle handboek en gee addisionele aantekeninge, maar dit skryf hulle dan hierso. Jy kry 'n harde band dik skrif om te werk, en 'n dun skrif vir jou teorie aantekeninge. Dis maar oop vir hoe die kind of die skool dit wil hanteer. Kry vir jouself 'n wiskunde leer, natuurlik belangrik, by die huis waarin jy die aantekeninge van elke module, werkkaarte, vrae uit ou vraestelle, memos en allerlei goed in daai leer kan insit. Jy ontvang saam met elke module werkkaarte en vrae uit ou vraestelle. Die skool doen ekstra moeite. Dis addisionele oefening van die werk wat ons in die klas doen. Die werkkaarte en vrae uit ou vraestelle word slegs met ekstra klasse bespreek, so jy moet kom daarvoor, sien die program hier langs aan. Let op die datums waar werkkaarte ingegee moet word, wanneer die memos ontvang word, en let op, dit tel nie punte nie, maar is absoluut verpligtend. Dit is egter baie belangrik vir inoefening van konsepte, aangesien die klastyd te beperk is om jou dop te hou. Vrae uit ou vraestelle het antwoorde tussen hakies, dus nie die volle memos nie, dat jy dit nie net kan afskryf nie. Sien ook op die program wanneer en wat alles getoets word vir die skool gebaseerde assessering, dis wat ek hiervan gepraat het. Woensdae word klastoetse geskryf soos gereël in elke klas, nie deel van die assessering hier by einde nie, slegs by kwartaal 1 en 2 bygetel, hoofsaaklik vir oefening. Dit is lekker hieronder, ons sien uit na 'n wonderlike saamwerkjaar, want hier word gesê wat van almal verwag word, en hier word dit uiteengesit met datums. Die datums kan 'n bietjie aanpas van skool tot skool. Indien 'n onderwyser dan bedank, of onderwysers wissel by 'n skool, of daar is dalk nie eens onderwyser nie, en hierdie riglyne is neergesit, dan kan iemand anderste hierdie werkkaarte net uitdeel, en dan kan daar video's gekyk word wat die onderwerp bedek. So dan kan die probleem opgelos word en dan kan bygebly word. Ek dink die Vrystaat doen dit redelik goed. Nou ten slotte, veral in die junior klasse, selfs die laerskool, hier van graad 8 tot 11, is dit belangrik dat daar 'n dokument van werkwyse sal wees, dat almal weet wat gebeur, dan moet daar 'n eensetting wees wanneer wat gedoen kan word, en dan die probleem nou, as mense goeders rondskuif van een jaar na ander jaar toe, wat verstaanbaar is, moet dit hier aangedui word. Want wat ek gesien het,
twee kinders kom vir hulp na my toe, van dieselfde skool, van dieselfde graad, dan die een kind sekere dokumente, ander het ander dokumente, en dit is nie dieselfde nie, daarom die riglyne hou almal net op dieselfde pad. Ekstra goed kan deur onderwysers, verskillende onderwysers uitgedeel word, maar die basiese goed moet dieselfde wees in 'n skool. Want verskillende onderwysers gee vir dieselfde graad klas, en partykeer wisselde onderwysers, of partykeer is daar onderwysers siek, of daar is glad nie 'n onderwyser nie, dan word alles daardeur ondervang, deur ons riglyne. En in die slegste scenario, as daar nie 'n onderwyser is nie, kan kinders in 'n saal gesit word, voor 'n televisie, met 'n onderwyser wat bekwam is, wat dit aanbied, en dan kan hulle net na die video kyk. Sulke video's is gereedelik beskikbaar, en indien nie, moet ons sulke maak.